Hallo en baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg. Dit is vir Sondag 9 November 2025 se boodskap wat gaan oor hoogmoed. Mag u daardeur ook geseën word. Maar voordat ons daarna kyk en ons teksvers kom, ons bid net eers saam. Dankie Hemelvader dat ons ook in u woord hierdie dinge kan lees en wysheid kan ontvang. Wat u ook deur hierdie boodskap vir ons lei en gee dit wat ons nodig het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte in die Ou Testament is Spreuke 16 vers 18 en dan in die Nuwe Testament Lukas 15 vers 11 tot 32. Kom ons lees dit saam. Spreuke 16 vers 18 sê: Voor 'n ineenstorting is daar trots. En voor die val is daar 'n hooghartige gees. 'n Hooghartige gees. En dit is hoekom 'n mens nie in bome klim nie. En dan ons volgende teksvers, Lukas 15, en ons lees saam vanaf vers 11. Verder het hy, dis Jesus, het hy gesê: 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis. En daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek. En hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die peule wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê: Hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader: Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee: Bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie. Maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê: Kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af, en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom: My kind, jy is altyd by my en alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Ons lees tot sover. Nou, wanneer ons begin kyk na ons lewens, dan sal ons agterkom dat daar nogal verbasend baie hoogmoed in ons lewens is. Dalk dink jy nie nou so nie, maar om dit raak te sien moet jy daarom ook eers weet wat hoogmoed is. Want jy sien, hoogmoed, soos wat ek het al vir heel wat mense verduidelik het, werk soos 'n wipplank. Aan die een kant is dit enige iets wat jy doen om jouself te verhoog of op te hef. En aan die ander kant is dit enige iets wat ek doen om iemand anders te weer af te druk, te verneder, om daardie persoon minderwaardig of selfs minder as jouself te maak. Dink by jouself, wanneer jy self gesentreerd is en net aan jou eie behoeftes dink, dan is dit hoogmoed. Want wat jy eintlik sê is, my behoeftes is belangriker as joune. Daarom dink ek nie aan joune nie. Of wanneer jy voorkeurbehandeling soek, soos in die ou dae toe ons voorkeurbehandeling bo die ander kleuriges gesoek het,
dan is dit hoogmoed. Want wat jy eintlik sê is, ek is dan mos nou beter as ander mense. Of wanneer jy sarkasties is, dan is dit hoogmoed. Want wat jy eintlik regtig doen met sarkasme is jy breek die ander persoon af, jy gee hom so 'n byt, hier van die kant af, jy verneder die ander persoon. Of om iemand in die rede te val, is hoogmoed, want wat jy eintlik werklik dan doen is om te sê, maar hoorie, bly jy maar stil, want dit wat ek nou wil hoor, is belangriker, luister eers hierna. Selfs om laat of ongeduldig te wees is hoogmoed, want ek is dan belangrik genoeg om voorgewag te word. Of my tyd is belangriker as joune, en gewoonlik as dit andersom is, dan is jy weer kwaad vir daardie persoon vir wie jy moet wag, want my tyd is belangrik. Of irritasie, frustrasie en aggressie, dis alles deel van hoogmoed. Kritiek en beswaardering is hoogmoed. Selfbejammering, want dan wil ek myself belangriker laat voel, en selfs om mense te please of gedurig tevrede te stel, kan hoogmoed wees. Om beloftes te breek of om te steel, rasisme, afguns, jaloesie, dis alles deel van hoogmoed. En wanneer ek hoogmoed het, dan kom daar sekere dinge binne my na vore, soos 'n boom wat vrug dra. En so dra hoogmoed dan ook vrug, wat dan gestalte begin kry in ons lewens, naamlik afguns, afgoderry, diefstal, rebellie, oorlog, moord, vandalisme, vrees, wraak, ensovoorts, ensovoorts. Dis alles dinge wat as gevolg van hoogmoed ontstaan in ons kan hê. Nou, Augustinus, een van die kerkvaders in die 2de eeu se definisie van sonde, is dat hoogmoed die begin of selfs die fondament van alle sonde is. En om die waarheid te sê, hoogmoed volgens oorlewering is wat die Satan tot 'n val laat bring het. Met ander woorde, dis baie duidelik dat hoogmoed 'n baie groter deel van ons lewens is as wat ons dalk aanvanklik gedink het. En uit die Bybel is daar baie teksverse wat baie duidelik aanwys dat God nie van hoogmoed hou nie. Soos in 1 Petrus 5 vers 5 dan ook, klee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Ons sien hoogmoed staan in die pad van intimiteit met God, omdat jy teen jouself vaskyk. Wanneer jy jouself verhef, dan lig jy jouself eintlik in die posisie waar Jesus veronderstel is om in jou lewe te wees. En daarom is daar dan 'n gebrek aan intimiteit met God. Jy is dan in jou lewe eintlik vir jouself belangriker as God. En dan wanneer sommige mense nie intimiteit met God het nie, dan bou hulle vir hulle self 'n soort van 'n fantasiewêreld waarin daar hierdie kunsmatige intimiteit met God is. Of hulle kritiseer dan gewoonlik die mense wat wel werklike intimiteit met God het. Maar klink dit bekend dalk? Dis so Saul, waarvan ons byvoorbeeld in Handelinge lees. 'n Baie godsdienstige man vir wie dit eintlik maar gegaan het oor sy eie beeld en wette en nasies, sodat hy, soos hy self erken het, onberispelik kan wees voor die ander. Of soos die Fariseërs, vir wie dit eintlik maar net gegaan het oor wat ander mense van hulle dink. En ook nie daarvan gehou het dat Jesus hulle posisies bedreig het nie. Of ander mense wat weer nie intimiteit met God het nie, probeer dan om alles te beheer, waar hulle nie die krag van God in hulle lewens het nie. Hulle kritiseer dan gewoonlik alles wat hulle nie kan beheer nie. En hulle rasionaliseer oor die algemeen alles. En 'n mens sien dit selfs so baie, selfs op kerkrade. Mense wat nie daai intimiteit met God het nie, en daarom aanhou kritiseer dit wat wel deur God gedoen word, of hulle probeer dit beheer. En dit is wat hoogmoed kan doen. Maar weet jy, partykeer wanneer iemand hoogmoedig is dit baie keer omdat die persoon eintlik 'n seer iewers in homself het. 'n Groot seer iewers in sy verlede, wat veroorsaak het dat hy verdedigend begin optree. En hoogmoedig word om te kan keer dat hy nie dan weer seer kry nie. En dit is dan baie keer 'n lang en 'n moeilike proses om genesing in jou lewe te kry. Want sien, God gebruik baie keer die pyn om jou aandag te kry. En met die pyn leer 'n mens nie net nederigheid nie, maar ook afhanklikheid van God. Maar wanneer die genesing daar is dit net hierdie groot vreugde en vrede wat dan vorentoe in jou lewe plaasvind. Maar die hoogmoed keer dat jy dan op daai punt kan kom. So het ons byvoorbeeld in hierdie stuk in Lukas te doen met 'n jong seun wat ook hoogmoedig was. En daarom dan ook homself genoeg geag het om te doen met sy erfdeel wat hy ook al wou, voor hy eintlik nog veronderstel was om dit te kry. Hy het by sy pa gekom en sy erfposie gevra en dit was nie lank nie, toe vat hy die pad. Hy sit alles om in geld en daar gaan hy oor te oorsee. En nadat toe al die geld uitgegee het en daar hongersnood in die land kom, word die hoogmoed daar tussen die varke afgebreek. Hy word verneder as mens, want vir 'n Jood was dit vernederend om tussen varke
wat hulle as onrein beskou het te wees. Om die waarheid te sê, hy is so laag afgewees, dat hy homself gesien het as minder as die varke, want selfs hulle het kos gekry wat hy begeer het om te eet. En toe is daar dood eenvoudig net nie meer plek vir die hoogmoed in sy lewe nie. Vandag sal dit bewees byvoorbeeld soos 'n boer wat moet gaan toilette skoonmaak in 'n plakkerskamp. Dit verneder jou as mens, maar so werk dit baie keer in ons lewens ook, dat jy partykeer eers heeltemal afgebreek word as mens, want eers dan sien 'n mens die hoogmoed raak. Baie keer moet ons eers in die slote gaan beland, voordat ons na God wil luister. En daar is mense wat selfs in daai opsig, in daai posisie, nog steeds weier om hulle trots of hoogmoed in die pad te steek. En dan gaan hulle ten gronde. Maar dis toe, dat hy tot inkeer kom en besef dat hy gefouteer het. Toe verstaan hy die konsep van nederigheid, want hy was selfs bereid om 'n slaaf te wees vir sy pa, nie eers meer as 'n kind gereken te word nie, maar om 'n diensknegt te word. En dis wat Jesus ons kom leer het met die was van die disippels se voete voor die nagmaal in die bofortrek. Nou dis nederigheid. Maar net ook so, wanneer die oudste broer dan by die huis aankom, sien ons dat selfs hy is ook eintlik niks beter as die jongste seun nie. Want ook hy is hoogmoedig teenoor sy broer en dadelik is daar woede, jaloesie en kritiek van sy kant af. As gedooptes is ons een in Christus. Met ander woorde, wat met die een gebeur, gebeur ook met die ander een. Ons het hierdie verantwoordelikheid teenoor mekaar. En as die ouer broer dit besef het, dan sou hy ook saam met sy pa bly gewees het oor die terugkeer van sy broer. Want dis nederigheid. Ons sien so baie keer dat mense wat gereeld kerk toe kom, alles doen wat hy moet. Iemand wat baie keer 'n bastion word vir 'n gemeente, iemand wat voorbeeldig is in sy kerkgang en bydraes, maar wat dan hoogmoedig optree teenoor iemand wat dalk iets leliks verkeerd gedoen het, of in die samelewing of selfs baie keer in die kerk ook, en dan afbreekend praat oor hulle. En nou dat hulle weer terugkom kerk toe. In plaas daarvan dat hulle saam met die persoon feesvier oor die feit dat hy terug is, dat hy weer op pad is saam met God. In plaas daarvan, met ander woorde, om op die verhouding met God te fokus en met die vreugde daarvan te smaak, fokus hulle eerder op agterdog, jaloesie, omdat daar ook 'n hoogmoed eintlik in hulle lewens is. Mense vir wie dit eintlik nog gaan oor reëls en wette, soos die Fariseërs wat eerder gal gegaan het omdat Jesus 'n blinde man op 'n Sabbat genees het, eerder dan as om bly te wees oor die feit dat die man nou weer kan sien, hy's genees. Maar dis gewoonlik eers wanneer die hoogmoed afgebreek word dat jy jou foute begin raak sien. Dan eers kom jy tot inkeer. Maar mense met hoogmoed sê dan ook jy is gewoonlik, maar ek het nie 'n probleem met hoogmoed nie. Dis wanneer jy al die ander verkeerd is, né, en jy is reg. Wanneer jy nederig is, kan jou geestelike lewe weer groei. Dan kan die intimiteit tussen jou en God weer vorentoe beweeg. En kan ons, soos die Bybel selfs van Henog gesê het, saam met God wandel. Dan kan ons saam met hom ingaan en die feesmaal saam met hom geniet, want dan is ons in die regte posisie om dit te doen. En wat opvallend is hoe die Vader elke dag gewag het vir sy seun se terugkoms. En hierdie stuk pas so goed aan by die vorige gelykenisse in Lukas wat ons gesien het, juis met ons reeks oor gelykenisse. As jy dit nog nie gehoor het of gesien het nie, gaan kyk gerus daarna op YouTube, dis 'n aparte playlist. Maar dat sy pa nie eers 'n verskoning wou hê nie, maar dadelik 'n feesmaal vir hom gereël het. So wag God ook op ons en dit hy vreugde wanneer ons tot inkeer kom, wanneer ons van ons nederigheid begin aantrek omdat ons hoogmoed raak gesien het. En partykeer trek kerkmense op soos die ouer broer en wys eerder na die wet en die reëls en probeer daarom die onregverdigheid van alles uitwys. Eerder as om te verstaan dit gaan oor God wat siele wil red. En Jesus roep ons om soos die Vader met vreugde dan op te tree, om dit gaan vir God oor 'n verhouding met hom. Dit gaan vir God oor mense daar buite wat ook in verhouding moet kom met hom. Ken jy hom so persoonlik? Of draai jou lewe rondom iemand of iets anders? Maar om met die hoogmoed in 'n mens se lewe te handel, vra 'n brutale eerlikheid met 'n mens self. 'n Eerlike diep kyk in die spieël na ons gedagtes, na ons redes vir die dinge wat ons doen, vir ons houding,
en ons dade wat ons doen. Anders gaan jy dit net nie raak sien nie, of gaan dit nie vir jou belangrik genoeg wees om iets daaraan te doen nie. Maar soos wat ons gehoor het, hoogmoed is baie breed en omvang omtrent alle sondes. En is dit iets wat ons ernstig daarom moet opvat? Want as ons dit nie doen nie, is ons nie in die regte posisie om 'n persoonlike pad met God te kan stap nie. God weerstaan die hoogmoediges. Is nie eers van hy verdra hulle nie, hy weerstaan hulle. En om hulle te weerstaan is baie erger as om te verdra. God kom gee ons dus vanoggend 'n geleentheid om na onsself te gaan kyk in 'n spieël en te vra, maar waar is die hoogmoed in my lewe? Waar moet ek dalk nog aan dit werk? Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir u liefde en u genade wat ons dra elke dag. Dankie dat ons ook die voorreg het om in die woord te kan kyk en daarna te kyk as 'n spieël om ook ons eie hoogmoed raak te sien. Daarom bid ons en vra as Here help ons met daar waar ons nog sukkel, sodat ons ook in nederigheid so kan leef, dat mense rondom ons ook saam met ons bly kan wees vir die koninkryk van God. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.